Met soveel vreugde en opwinding kan ek jou verwelkom by die tweede seisoen van die Reine Wynheid. Ek is Martlies Brink. Welkom as jy dit vir die eerste keer luister, maar ek gaan jou aanmoedig om die eerste seisoen te gaan deurdraf. Ons het alles gedek van die 100 jaar vieringe van Pinotage, daai sprokie soos ek daarna kyk. Wynmaak, paartjies, Frans Hoek toe met 'n droom wat waar word van 'n plaas wat 'n persoon van tienerjare af wou koop en eendag vir sy eie ma van sy eie wyn wil voorsit. Ons het gepraat oor mentorskap. Wat beteken dit om te onthaal soos 'n sommelier? Babels Ferreira was hier, Lamotte was hier, die manne daar van Malmesbury, die revolusie van Malmesbury het kom kuier, ikone soos Kanonkop, gaan luister gerus, Sauvignon Blanc, Dani de Wet was hier, dis lekker gesprekke en so mooi geskiedenis van wynmaak in Suid-Afrika, wat verweef word met ons eie kultuur en geskiedenis in hierdie pragtige land. Daar lê so baie voor in die tweede seisoen en ek tel op by die laaste episode wat ons gedoen het oor Elsenburg en die geskiedenis van wyn, opleiding by Elsenburg, waar daar verwys is na koöperasies en die wonderlike werk wat koöperasies in Suid-Afrika doen. Ek sê toe ja, soos Perreberg, wat ook toe nou laterand gesê het, luister, ons wil ons eie wyne maak, ons eie handelsmerk dryf. En toe het Eugene van Sail net gesê presies net so, en dis hoekom my heel eerste episode natuurlik dan met Perreberg is. Baie welkom by die nuwe seisoen. In die nuwe seisoen vra ek ook vir bekendes, wat is hulle gunsteling wyn en hulle gunsteling wyn en kos oomblik? Ek het eers gaan inloer by Armand Oukamp, wat ook mos baie lief is vir kos en wyn. Armand? Hallo aan al die luisteraars, dit is Armand Oukamp van Noordwijk hier, en dit is vir my verskriklik lekker om met julle een van my gunsteling wyne te deel, en dit is Jason's Hill se Isak. Dit is 'n versnit in die Bordeaux styl, 'n Bordeaux blend, en dit kom van een van my gunsteling wynplase af met een van my gunsteling wynmakers, Ivy de Tooi, wat ook ek dink die heel eerste vroulike wynmaker van die jaar gewen het, 'n hele paar jaar gelede. En hierdie versnit is opgedra aan haar pa met die naam Isak. Die wyn is na hom vernoem en het 'n baie emosionele, beautiful storie agter die wyn. Maar boonbehalwe dit, in terme van om dit te drink en te geniet, is dit absoluut een van my gunsteling wyne. Diep kersie geure, 'n bold, 'n baie sterk rooi wyn met ongelooflike diepte en karakter. En jy weet, die heel wat stickers wat daarmee gepaard gaan, nie dat dit belangrik is nie, maar dit is altyd vir my, jy weet, dit is 'n teken van dat die wyn deur ander wynkenners en van die, jy weet, van die toekennings is ook deur mede-wynmakers toegeken. En dit is regtig, winter is my gunsteling tyd van die jaar, want dit beteken ek kan voor 'n kaggel sit met 'n glas diep donker rooi wyn. Die Dene het 'n gesegde of 'n woord wat hulle gebruik, hygge, en die Hollanders en Suid-Afrikaners, die naaste woord daaraan is geselligheid. En dit is wat die Dene hygge noem, en dit is 'n knetterende kaggel met 'n glas rooi wyn, 'n kombersie, goeie geselskap, en hooplik 'n goeie bord kos, en ek is 'n groot vleisvreter. So iets soos 'n wonderlike slow-cooked beestert is, ek kan nie aan 'n beter kombinasie in 'n beter tyd van die jaar dink nie. So, vir diegene wat nog nie 'n Isak of enige van Jason's Hill se wyne probeer het nie, ek kan julle beslis aanmoedig, julle sal nie spyt wees nie. Goed, geniet die winter en geniet die wyn. Baie dankie, dit is Armand Oukamp se ervaring van kos en wyn, is altyd so lekker as 'n mens iets nuut verken, of op 'n wyn afkom wat vir jou soveel vreugde gee. Op daardie noot, dis 'n wynplaas wat ek baie goed ken, ek het altyd die Affinity baie gedrink, en ek wil jou verwys na die Libri Syrah. Ons het nou onlangs vir die eerste keer in 'n lang tyd weer hierdie wyn gedrink, baie lekker, is die 2023, en daar is soveel diepte
Laventel en Timmy en Pruim. Jy kan gerus bietjie gaan uitkyk daarvoor. Dit is Labrie, as jy hulle nie ken nie, hulle is aan Franshoek, LA, tweede woord BRI. Dis my wyn vir die week en ek gaan hierdie week die eerste seisoen se lys van wyne van die week uitstuur en die wat gevra het. As jy dit ook soek, stuur vir my e-pos brink@rsg.co.za. Die tuiste van Shannon Blank kuier in die ateljee vandag en dit is die Reine Wynheid. Dis die volgende seisoen van die reeks van die RSG Bek Bazaar en is 'n voorreg om ek wil amper sê volspan, maar as jy nou wil praat van volspan, moet jy op die webblad gaan kyk, want daar is so baie mense betrokke by hierdie wynlandgoed. 'n Mens kan nie eintlik sê wynlandgoed nie, want jy is baie breër as dit, maar dit is 'n groot span met wynmakers, die kellermeester, maar in die ateljee het ons vir Gerard van der Walt, hy is die uitvoerende hoof, Neil Groenewald is die hoof van verkope en bemarking en Johan Smit is daar waar die wyn begin, in die wingerde, hulle wingerdboukundige. Baie welkom julle hier in die ateljee. Lekker om julle hier te hê. Dankie. Dankie Martelies. En ek wil net sê, ten tye van die opname is dit storm weer buite, so dankie dat julle ingery het al die pad om hier saam met ons te wees. Kom ons begin met wat in die glas is asseblief, Neil, wat drink ons? So die eerste wyn wat ek vir jou geskink het is Shannon Blank. Dis 'n ou wingerd Shannon wat gegis word in stainless steel en so 20% vate. En ons het 'n baie unieke konsep waar ons Shannon Blank noem dit die hero maak van die storie en is die greatest of all time. Shannon Blank. So en dit is dan net oor Shannon waar hy vandaan kom, die eerste aanplantings wat al in die 1600s was, die Jan van Riebeeck, so al hierdie elemente praat op die etiket na wat Shannon is en hoe Shannon actually 'n steunpilaar is vir die Suid-Afrikaanse bedryf. Ons gaan nou lekker geskiedenis ook praat en dan 1941, wie is Jan Rousseau en die mense wat die groot besluite geneem het, maar Johan, hoekom aard Shannon so goed in daai deel van die wêreld en dele, want julle is nie net op een plek nie, julle sit nou in die Boland en dan verder ook Swartland. Gee vir ons 'n idee van waar Paardeberg oral verbou en hoekom Shannon so goed doen. Martelies, net so vinnig, ja, ons het 'n hele paar produsente wat vir Paardeberg druiwe lewer. Ons probeer, jy weet dat ons die meeste maar in die Swartland is, maar ons het 'n paar boere, jy weet in Durbanville en in Stellenbosch, maar ons groot hoeveelheid druiwe kom maar van rondom die Paardeberg in die Swartland. En jy weet, Shannon was mos nou maar vroeër jare geplant, want hy was nou half 'n jou workhorse in die wynbedryf. En omtrent, ek sal sê so 20-30 jaar terug het 'n paar pioniers in die Swartland begin en om Shannon op 'n nuwe prysklas begin sit. En ek dink daarvan af het die ding begin stoom optel. So en hoekom doen Shannon daar goed? Jy weet, Shannon kan droëland baie goed hanteer, Shannon kan hitte hanteer en Shannon is ook 'n stok wat baie oud kan raak. Ja. So as ons daai drie komponente bymekaar sit, dink ek dit is hoekom Shannon so fantasties goed doen in die Swartland. Jy het nou sommer dadelik ook iets aangeraak wat ek dink baie belangrik is vir die gesprek. Daai het die prysklas verander, want dit is mos 'n groot titel wat Suid-Afrikaanse wyn vir jare gedra het. Dit is eintlik te goedkoop, is nog steeds te goedkoop. Ek sê dit is, alhoewel jy weet dit gaan maar swaar met almal se begrotings met wyn koop. Gerard, as jy vir my net 'n idee kan gee van die besluit van Paardeberg. Kyk, koöperasies doen 'n geweldige belangrike werk in Suid-Afrikaanse wynbedryf. Ons het 'n bietjie gepraat oor die statistiek voor die tyd wat ek gekry het aanlyn is koöperasies wat 80% van Suid-Afrikaanse wyn oes en dan sal daar nou ander wynmakers en kleiner wynmakers by hulle natuurlik om druiwe aankoop, daai tipe van ding. 'n Mens dink byvoorbeeld aan die werk wat gedoen word op verskillende plase wat wel hulle eie reekse het en nog steeds seker maak die bedryf het genoeg wyn. Maar die besluit van Paardeberg om daai skuif te maak, en ek het vir genoem voor die tyd, dit was na aanleiding van die episode met Elsenburg, en om 'n bietjie te praat oor die geskiedenis daarvan, aan die einde kom die ouens en sê, ons moet nie vergeet wat die koöperasies doen nie, en die wonderlike werk wat gedoen is om te sê, ons wil ook ons eie wyne maak, ons wil ook ons eie reekse hê. Kan jy vir ons 'n idee gee van daai geskiedenis? Ja, ek dink miskien kan ek sommer ver terug gaan aan die begin, waar Paardeberg afgeskop het, en dit was 1941, toe Jan Rousseau besluit het om 'n paar boere bymekaar te kry en hulle eie wyn te maak, want hulle was nie gelukkig met die pryse wat hulle gemaak het nie. Paardeberg natuurlik net vinnig oor die naam, dit is genoem na die Paardeberg wat net agter ons is. En die Hollanders het jare terug daarna verwys na die zebras wat daar geloop het as een wilde paard. En toe het ons naam daarvan gekry. Maar in elk geval, terug na jou vraag,
die koöperatief het toe begin en vir baie jare as 'n koöperatief gewerk, maar ons het op 'n stadium besef dat ons moet anders na ons besigheid kyk. So ons het toe besluit om te skakel na 'n maatskappy en ook handelsmerke te vestig en dit is waar die ding regtig waar begin het. Ek dink die hele gedagte rondom oorskakel na handelsmerk toe gaan daaroor om jou winsgewendheid te verbeter. Soos wat Jan Rousseau jare terug iets wou doen om dit te doen, het ons dieselfde pad gevolg en ons het seker so vroeg 2000s begin met ons eie handelsmerk op groter skaal te bemark, beide in die plaaslike en internasionale mark. So dit gaan maar daaroor volhoubaarheid vir jou boere te skep. Weet, as daar 'n handelsmerk is en 'n verbruiker wat dit wil hê, dan is daar 'n mark en jy kan jou pryspunte dan nou daarvolgens vra. Dit vat baie lank om so 'n titel, 'n hals wat 'n handelsmerk dra, te draai en dit te verander en te sê ons is 'n premium wynvervaardiger. So van waar jy nou betrokke geraak het tot vandag en wat jy geken het van die plaas voordat jy daar begin werk het, hoe voel jy het dinge wel geskuif? Ons het drastiese verandering gemaak. So net om te noem, weet die hele titel van 'n koöperatief is baie keer negatief ontvang in die mark. Weet, dis 'n groot maat handel en ja, die kwaliteit is nie dieselfde as landgoedere nie. So ons het besluit dat op 'n stadium gaan ons die ding in die wingerd begin verander en ook in die kelder. So tans vir al ons handelsmerke wat onder ons eie handelsmerke verkoop, word dit hanteer, en ek gaan dit nou baie versigtig sê, soos 'n landgoed. So die ouens begin werk al in die wingerd, intensief met hoe hulle die wingerd bestuur, en dan word daardie wingerde met die hand gepluk en in klein kratte gebring na die kelder toe, waar dit in 'n wynmaakproses ingaan, klein pres, vate, amfora kleipotte, daai tipe goed, alles wat landgoedere sou doen om hulle wynkwaliteit dan nou te verseker. Ons mag dit nie sê nie, maar ons hanteer daardie gedeelte van ons besigheid presies op dieselfde basis. Baie aandag, wat hulle attention to detail, vanaf wingerd tot in die bottel. Dit is tot 'n groot mate die kopskyf wat ons gemaak het. Belê baie in vate, so ons het 'n hele klomp wyn wat verouder in vate en dan ook in hierdie ander potte en ander tegnologie. So dit is die groot verandering. En ek moet sê ons is nie noodwendig al so ver in die pad af dat ons onsself kan beskou as groot handelsmerk in die mark nie, maar ons doen al redelik en ons doelwit is om al hoe meer van ons besigheid om te skakel van bulkverkope na handelsmerk gedrewe verkope. Ek wil net sê ons ondersteun. Ek het al van daai, jammer, julle gaan nou dink, van die Light-Hearted, daai Chenin, het ek al baie van gekoop. Dis 'n lieflike produk. Dit was een van my wyne van die week met die eerste seisoen. Ek wil gevindig net op die noot voordat ons kom by die Magdom reekse wat jy dra, Neil. Johannes, sou ek dink aan 'n wynlandgoed. Jy weet, daar's iets baie romanties daaraan. Dis mos wonderlik om te sê ek het my stukkie land waarop ek werk en al die wyn kom van hierdie spesifieke plek af. En dan kom Neil Ellis jare terug en hy sê, wel dit maak nie vir hom sin nie. So kom ons gaan kry wyn van 'n spesifieke druiwe van 'n spesifieke area want dit hoort beter daar. So gee vir ons 'n idee daarvan. Hy het gesê versigtig verwys na die konsep van 'n wynlandgoed teenoor wat julle byvoorbeeld doen. Wat is die waarde daarvan en die verskil vir jou as vingerboukundige? Martelies, ek dink eerstens as jy kyk, ek sê altyd ek spot so bietjie en ek sê Perreberg is die grootste boutiekkelder in die land, jy weet, want ek moet sê ons het, soos Gerard genoem het, ons het 'n klein kellertjie wat ons jy weet so 1200 ton, 1400 ton deurdruk wat als gehanteer raak net soos 'n klein kellertjie. Nou daai druiwe, jy weet, ons nou Sauvignon Blanc gaan inbring vir ons van ons klein kellertjie toe, gaan ons gaan dit in daling soek. Jy weet in die Pinotage en die Grenache Noirs en die Grenache Blanc gaan ons daar rondom in die Perreberg kyk, daar rondom die Nes.
En die voordeel is ook daarvan, is ook, so, jy weet, jy kan jou risiko so 'n bietjie versprei. Jy weet, ons klimaat verander baie, jy weet, baie plekke te veel reën, of dan weer te min reën, of daar's haal, of ons het wind in blomtyd. So dit is een kant vir ons eintlik 'n baie goeie ding, om so 'n bietjie net ons risiko bietjie te kan versprei, en om so seker te maak dat ons regtig die beste produk na daai klein kellertjie toe vat by Perreberg. So hoe voel jy terloops oor die afgelope seisoen? Die oes. Ek dink die kwaliteit was baie mooi. Jy weet, ons sit in 'n area wat ons nie daai reën gekry het wat die res van die mense en Stellenbosch en Elgin en Hermanus gekry het. So ons was baie gelukkig daar. Jy weet, ons sê altyd as dit 'n jaarie vrotty is, ons al halfpad daar met die eindproduk. Maar ek moet sê nee, ons wyne, as julle mooi kan terugonthou, ons seisoen was baie gematig en ons het eers hier in Maart ons regtig eerste hittegolf gekry. Ja. So ek moet sê alles wat voor daardie tyd ingekom het, is regtig fantastiese kwaliteit. Daai week was maar vir almal. Jy weet, almal het daai week maar gesit met daai hoë hitte, die nagte wat hy afkoelie, drywe wat warm kom by die kelder. Gelukkig was Perreberg se parstyd toe al baie naby aan die einde, omdat ons vroeër begin as byvoorbeeld die Stellenbosch en die Hemel en Aarde kelders. Ons is volmoed en ons is baie opgewonde oor die kwaliteit. Hoe voel julle nou oor die reën weer? Byvoorbeeld, die voel nou weer asof die reën ook redelik, die koue voel vroeër. Ek weet nie of julle saamstem nie. Dis 'n tipiese ding van die mens. Dis mos altyd verskriklik koud, ewe skielik en dan die winter. Maar hoe voel jy oor die verloop van die weer op die oomblik? Ja, kyk, as jy nou vir jaar gaan vergelyk met laas jaar, jy weet, ons wil hê hierdie tyd van die jaar dit moet reën, want ons wil hê ons gronde moet nat raak en ons wil hê ons wortels van ons wingerde moet koud wees sodat die wingerde in rus kan gaan. Laas jaar het ons jy weet, die winter het eers baie later begin. Vir jaar is dit goed. Jy weet, almal praat van, weet, El Nino en 'n super El Nino en alles wat ons uit alle verskillende platforms af lees. Ons moet maar werk met wat ons kry, maar sover die reën wat so ver geval het, ek sien volgende week kom maar weer lekker reën. So ons is baie bly daaroor. Ons maar die beste tyd van die jaar sê ek vir jou, die koelte en die reën. Neil, hoekom so baie reekse, en wat is al die reekse tussen julle, kan julle vir ons bietjie daardeur vat? Ek ken die Dryland en die Vineyard Collection, dink ek die beste, as ek nou so kyk na van dit wat ek hier sien, en dan jy nou later die Rex Equus en julle Vinotech reekse, en die Goat wat ons oomblik in die glas het, die Endura, wat natuurlik julle top Chenin is, as ek nou reg verstaan. Geef ons 'n idee en hoekom het julle besluit om so wyd te gaan? Maar Telies, ek dink dis belangrik om te verstaan dat ons as 'n wynmaatskappy doen markgerigte wyne. So elke wyn het 'n doelwit, en van die keller se kant af, van die wingerd se kant af, elke blok het 'n wyndoelwit. En dis vir my die groot verandering wat plaasgevind het oor die jare. Ek was in die bevoorregte posisie om in die vroeë 2000s daar self wyn te maak by Perreberg. En selfs op daai stadium al, elke blok het 'n doelwit gehad. En dit is ongelooflik wat gebeur het oor die laaste 20 jaar, terwyl ek by 'n paar ander kellers was, waar die hoeveelheid kleine tentjies, die attention to details, soos wat Gerard en Johan van gepraat het. Met dit het ons 'n baie breë basis van produkte, en ons bedien 52 lande aan die uitvoerkant, so en elke mark is verskillend. So ek sê altyd, ons probeer nie net een wyn doen nie. Omdat ons 'n wye mandjie het, moet ons, as ons waarde wil toevoeg, kyk wat het die mark regtig nodig. So in sommige lande, Light-Hearted as een van ons reekse, het ons ingebring want dis 'n tendens. Mense wil graag ietsie drink wat bietjie laer kalorieë het. So tans is daar 'n groot skuif na 0 elk. So want van die Europese lande sê weer, dit help nie jy drink 'n glas Light-Hearted wat 8% alkohol is nie, ek kan nog steeds nie bestuur nie. So jy moet 0 of volsterkte gaan. So dit is besig om konstant te verander, en jy verstaan net daai veranderinge as jy regtig in die mark is en praat met jou agente. So as ek ons vinnig deur ons reeks vat, ons speel regtig op alle kategorieë. Partykeer in ons supermark tipe van reekse het ons wat ons noem die SSR reeks, dis waar ons begin, dis die soft smooth red en 'n wit en 'n rosé. Dis 'n effe droog, so hy het so 13-14 gram suiker in, en dit is vir die wyndrinker wat begin eksperimenteer, wat eintlik gewoond was daarvan om sê 'n lang drink te drink of 'n cider te drink. Hy wil nou oorgaan na wyn, so die suiker help net om die wyn bietjie ronder te maak, en dit
makliker, noem dit nou maar, pad te vat binne in die cultivars in. Van daar gaan ons na ons Keller reeks, so dis die Perdberg Selle reeks, waar ons 'n paar cultivars het, wat vir jou, wat dit moet wees, dit moet 'n goed gepryste produk wees, en die wyn moet beslis die geurprofiel hê van die cultivar, so dit moet 'n tipiese pinotage wees uit die Parel area, of 'n tipiese Sauvignon Blanc, of 'n Chenin Blanc. Dan het ons 'n reeks ontwikkel wat ons noem Vineyard Collection. En omdat ons redelik kyk na wat met klimaatsverandering kan gebeur en weerspieël na tendense in die wêreld, daar's 'n tendens byvoorbeeld na wat hulle noem chillable reds. So ouens wil hulle wyn kan afkoel, hulle soek nie swaar gehoute Bordeaux styl wyne nie. En hierdie reeks spesifiek praat dan na goed soos Grenache Noir en Old Vine Cinsault, Grenache Blanc, wat ek voel na Chenin Blanc ongelooflik goed doen in ons area, veral omdat dit droëland wingerde is, jy kry net 'n totale ander vrugprofiel. So dit is die Vineyard Collection, en dan fokus ons daarna op ons droëland reeks, so dis 'n reeks wat spesifiek gebou is om droëland verbouing. Alhoewel daar droëland blokke kan ingaan in die Classic reeks of in die Vineyard Collection reeks, is hierdie dan nou suiwer droëland, diep wortelstelsels, lae drag teen 'n hoër pryspunt, maar die hoër pryspunt word regverdig deur absolute topkwaliteite. Ons het 'n pragtige toekenning onlangs gekry by die International Wine and Spirits Competition, waar hulle top 50 wynhandelsmerke wêreldwyd bekend gestel het. En dit word gedoen op die hoeveelheid toekennings wat jy kry en hoe goed jy doen oor 'n 3 jaar rollende periode. Nou Perdberg is nommer 15 in die wêreld, en daar's net een ander keller in Suid-Afrika bo ons, dit is Graham Beck wat nommer 13 is. So as ek my bemerkingshoed opsit, kan ek sê dat ons is die nommer 1 in Suid-Afrika, as dit kom by stilwyn, want Graham Beck doen net vonkelwyn. So, en dit is ongelooflik wat daai doen vir die image. Ek is op hierdie stadium uitverkoop op baie van die droëlandwyne. So, want dit het net te doen met jy die regte boodskap nodig, en daai boodskap moet konstant oorgegee word. Dan het ons wat ek altyd noem 'n playpen vir die wynmakers, want ja, jy het 'n groot stelsel waar dit baie keer kan prosesgedrewe wees. Jy het 'n wynstyl wat jy in gedagte hou, daar moet 'n klomp balkwyn gemaak word vir 'n spesifieke kliënt, maar hulle wil ook kan speel. Hulle wil kan speel met die potte, met die vate. Dit is nodig vir ontwikkeling, en Indura is vir my daar pragtig. Dis 'n enkel wingerd wyn, die Chenin kan ons later proe. Bo op die Perdberg, ons kellermeester praat altyd van, dis die hoogste wingerd in die Swartland. So, en dis net heeltemal anderste, en omdat ons Chenin regtig ons calling card maak, en verskillende uitdrukkings van Chenin het, pas dit baie goed in die reeks. En dan het jy genoem 'n wyn Rex Equus. Dit is 'n wyn wat uitgebring was met ons 80-jarige bestaan, so 'n baie unieke blend. Daar's nog so 'n paar botteltjies weet ek in die winoteek, maar ja, daar kom iets nuuts later die jaar vir ons 85ste wat ons dan gaan groot vier. Ek wil net by jou aansluit, twee goed. Ek het 'n oplossing vir hierdie wil nie wyn drink nie as gevolg van die feit dat ek nie kan bestuur nie. Kom ons kry maar net vir ons elkeen 'n bestuurder. Ons sponsoren wag ons die hele tyd vir ons vriende se kinders om 18 te raak. As hulle net kan bestuur en kan vir hulle kry om vir ons rond te ry. Maar ja, daar's definitief 'n besigheid daar. Op 'n stadium met die banke dit moes gedoen in die versekeringsmaatskappye en hulle toe nou opgehou wat vir my 'n jammerte is. Tiger moet dit nog nie daarvan gehoor. Maar ek wil net ook sê die ander baie belangrike punt om te maak, en jy het nou al die reekse verwys, is die feit dat ons 'n baie groot komponent van droëland wingerd het. In ander woorde wingerd wat nie besproei word nie. En daai komponent is wat ek beskou as die kwaliteitkomponent reg deur al die reekse. En hy raak al hoe groter soos wat jy nou opgaan in die reeks. So selfs die wyn wat ons verkoop in groot maat aan ander handelsmerkeienaars, beskou ek as die facelift component, as ek dit so kan stel, want dit is goeie kwaliteit wyn as gevolg van die feit dat dit droëland wingerd is. Dit is baie belangrik vir ons.
wil volgende vir Johan ook daaroor vra en hoe dit werk, want dit klink nie goed nie, maar dit is blykbaar goed. Maar ons moet deur die wyne kom in die volgende 30-40 minute, so kan ons die volgende proe gaan na die Droëland wees of die Endura, wat die een wil jy die volgende proe? Gaan eers die Droëland doen en dan Okay. Terwyl jy oopmaak, gaan ek maar vir Johan, want dit is moeilik om te praat en oop te maak, né? Ek weet ek het besef dit. Johan, hoekom is die Droëland, hoekom word dit nie besproei nie? En hoekom maak dit goeie wyn? Wat maak dit spesiaal? Okay, om te begin, dit is nie laat 'n boer eintlik maar die besluit vat, hy wil nie besproei nie. Dit is net daar is nie water nie. Jy weet, 'n Droëland wingerd het nie besproeiingslyne in en waar 'n boer nou besluit ek gaan nou nie vir jaar water gee nie. Dit werk glad nie so nie. 'n Droëland wingerd is 'n wingerd wat op 'n plaas staan en daar is nie besproeiingswater beskikbaar nie. So reg deur die jaar, daai wingerd kry net sy reën van die goeie Vader. En jy weet, dit is hoekom ons agtergekom het, maar hoor hierso, ons moet hierdie Droëland stokke oppas, want hierdie is iets baie spesiaals waarmee ons sit. Jy weet, Perreberg is die keller in die land, ons het die meeste Droëland, ons het die meeste bosstok en ons het die meeste oldwyn. So jy weet, ek dink daar is nogal iets spesiaals om daai 3 boksies te kan merk. En dan by die Droëland, jy weet, ek het wingerde verjaar gehad, ons almal weet, dit was 'n baie droë somer. En daai stokke, jy weet, vir alles hy nou nog oldwyn ook is, daai wortels is so diep in die grond in oor die jare het hy na vog gaan soek. Laat jy kan, daai wingerd kan, omdat sy wortel so diep is, hy kan regtig hierdie hittegolwe en die droë tye, kan hulle baie mooi weerstaan. En dan vra jy, weet, hoekom, wat maak Droëland anderster? Omdat daar minder vog is, kom ons sê, het hy so bietjie minder kos, of energie, so dit wil sê, ons kry 'n kleiner trossie, ons kry 'n kleiner korrel, ons kry meer, gekonsentreerde geure. Jy weet, en is regtig, en jou tonne hektar is natuurlik baie laer. Jy weet, ek sit met plase wat langs mekaar sit en jou Droëland wingerd gee vir ons 6 tonne hektar en die wingerd by die 2 plase weg wat besproeiing het, 'n dam wat hy byvoorbeeld daar in 'n kloof het wat hy sy wingerde kan besproei, dan kry jy sommer dubbel die tonne daar af. Jy weet, so daai is die groot ding, is laer tonne hektar, meer konsentrasie, kleiner korreltjies, dikker skille. So dis kom ons sê ja, dis definitief 'n trappie na 'n hoër kwaliteit toe as jy weet van Droëland. Johan, jy moet solank jou storie agter mekaar kry vir hoe lank jy by Perreberg is en hoe dinge reg en verkeerd loop daar. Okay, so ek wag vir daai stories terwyl Neil vir ons vertel net asseblief van die Dryland Courageous. Reg, so met die Dryland Courageous Barrel Fermented Chenin Blanc. Ek dink dis seker een van die langste name wat daar is vir 'n wyn. Hy verdien dit. Maar hy verdien dit verseker. Dis 'n ongelooflike wyn. En wat ons hier doen is ons kyk eerstens na ou wingerd. So hierdie wingerd is geplant in 1985. So hy is hierdie jaar so 49 jaar oud. Ons hou dit apart in die kelder en dan word hy gegis in vate. En daar spesifiek besluit geneem om 500 liter vate te gebruik, want 500 liter vate werk baie beter saam met Droëland. Omdat jou sapkonsentrasie meer is, jou tannine op rooi meer is, kry jy dat die interaksie met 'n 500 liter vat net soveel beter is. Nou in die geval van die Chenin word dit dan nou ook gebruik die 500 liter vate. So jy het hout is daar, die wyn spandeer 11 maande in die hout. Ons doen nie noodwendig baie, wat ons noem batonnage nie, want ons wil die varsheid in die vrug beskerm. Verduidelik vir die mense asseblief. Okay, so sodra jy batonnage doen, batonnage is waar jy die moer gaan opklits, gereeld deur die proses van veroudering. So dis die gismoer. Die gismoer sal later begin opbreek, hulle noem dit autolyse, en dan kry jy baie keer soos wat jy in vonkelwyne sal kry, daai brioche, baked bread, daai tipe van karaktereienskappe. Dis glad nie wat ons soek by ons Chenin nie. Ons soek nog steeds die tropiese vrug, die citrus, die lemmetjie. So die moer word dan nou nie opgeklits nie, want sodra jy daai moer opklits, kry jy baie polisakkeride. Polisakkeride is 'n tipe suiker wat dan nou gaan bind aan die suur en dan verdwyn die varsheid van die wyn of die hulle noem dit 'n acid core. So en dit is wat ons dan nou juist nie wil hê nie. So ons verhoed dit, ons verhoed ook goed soos appelmelksigusting, ons wil nie dit hê nie wat partykeer spontaan kan gebeur. So al daai dinge het ons in plek om seker te maak dat jy regtig die blok wys, maar met hout. Die hout is daar
net en hoe ek dit gewoonlik verduidelik is, al die tyd is nou spandeer jy's 'n skildenaar en jy het baie tyd spandeer om 'n pragtige portret te skilder. Dit is die input wat die Johan en die produsent en die wynmaker het om daai vrug te beskerm, dis nou op jou portret, pragtige prentjie geteken. Maar nou moet hierdie wyn mark toe gaan of die portret moet nou verkoop word. So vir dit raam jy hom en die raam gee net vir jou struktuur en vorm. Jy wil nie daai skildery wat geraam is sien en sê dis 'n pragtige raam nie. So want dan's al die effort wat ingesit is binne in die skildery daarmee heen. En dis presies hoe ons wyn en hout gebruik. Hout is net daar vir struktuur en support in hierdie wyn. Ek wil weet oor die navorsing ook meer. Dalk moet ons eers vir jou daaroor vra voordat ons aanbeweeg, want ons nou nie daaroor gesels. Die mark wil dit hê nie, die mark wil daai hê. Daar's nou my produksieregisseur sê daar's 'n Merlot wat hy in sy pelle nou die dag gedrink het, was hopeloos vir hom te lig. Merlot is nie vir hom swaar genoeg as wyn nie. En toe hoor hy dieselfde wyn wat hy nou gedink het, ag is lekker, maar nie so fantasties nie, so die wyn van die jaar in Londen. Jy weet, want Londen nou van daai wyn. En hulle palette is meer gewoond dalk aan 'n sagter Franse wyn of hoe dit ook al sê. Hoe weet julle? Kyk, by RSG is dit klaar vir ons 'n uitdaging om te weet met wie jy praat, want die Afrikaanse mark is so divers, so verskillend en jy is veronderstel om vir 'n babietjie wat nou net Afrikaans kan begin verstaan, tot die persoon wat al lankal afgetree is en hulle lewe geniet, hopelik, te gesels. So dit is so 'n wye mark en julle sê ons maak hierdie wyn vir daai mark. Doen julle navorsing, hoe werk dit? Hoe weet julle wat die mark soek? So ek dink wat baie belangrik is kennisoordrag en verhoudings met agente in die mark. Ek sal nooit die kundige kan wees van die mark nie. Ek sal baie weet van die mark, maar my agent wat in die mark is, die ou wat in Swede bly, hy is die kundige van daai mark. En dis daai verhouding wat oor tyd gebou word om te kyk na tendense. So ja, daar's heeltyd tendense wat kom en gaan. Ons reageer natuurlik nie op almal nie, ons kan nie, want druiweproduksie is 'n langtermyn ding. So jy kan nie elke 5 jaar as daar nou 'n nuwe gier is, jou druiwe uittrek en weer 'n nuwe plant. Ek bedoel, Johan sal my skiet as ek met so 'n voorstel kom. So jy kies regtig die goed wat binne in jou pakkie pas en dan doen jy dit ordentlik. Ag, daar's baie keer vreemde tendense, soos daar's 'n groot wat hulle noem sustainability drive in Swede, Noorwe, waar hulle byvoorbeeld alternatiewe verpakking soek. Hulle soek plastiek in plaas van glas. Dis nie altyd prakties vir ons nie. In Suid-Afrika kan jy baie min PET byvoorbeeld doen. So, en ons sal dan doelbewus nie inskryf vir daai tenders nie, want ek voel nie dit is die regte ding om byvoorbeeld te doen nie. Waar iets soos bag-in-box in Suid-Afrika het altyd die persepsie gehad van dis 'n goedkoper wyn, dis 'n 5 litertjie. Dit is weer heeltemal glad nie die verwysingsraamwerk vir die ouens in Skandinawië nie. Hulle sit baie premium wyn daarin want dit pas by hulle lewenstyl. Daai selfe boksie wat gekoop word teen 300-400 sek, gaan op die bootjie van die boot af, gaan dit na sy eilandhuisie toe, so hulle wil nie bottels gebruik nie. Baie ander herwinnings wat noem is dit, metodologie wat hulle daai kant het. So ja, elke land is anders. Interessant, ek was nou onlangs in China. China het 'n paar jaar terug net rooiwyn gedrink, net Bordeaux. Klomp estates gekoop in Bordeaux, mense en kundiges oorgevlieg vir China. Jy kry nou wit wyn bars en hulle fokus net op witwyn en vonkelwyn. Hulle en natuurlike wyn. Sure. Geen rooiwyn. En dis 'n groot nasie wat die wat drink is 'n groot volume. So dit beïnvloed op die ouend wat in Frankryk gebeur. Frankryk se pryse sak. Dit is vir my altyd interessant om die hele prentjie te kan sien. So moeilike mark om in te breek, maar jy as jy daar inkom, dan dink ek gaan jy okay wees. Nee. Ons het 'n paar suksesse onlangs gehad daar. So ja, ek is baie opgewonde oor daai mark. Maar ek dink net om by jou aan te sluit, Neil, die vennote wat jy het is so belangrik in elke mark. En waar ons die mees suksesvolste is waar daardie vennote vir ons leiding gegee het en ons iets saam ontwikkel het. Want hulle verstaan hulle mark en ons het die komponente om dit bymekaar te sit. Wat is jou gunsteling Perreberg wyn? En wat drink jy by die huis? Want dit is twee verskillende goed. Nou sit jy my regtig waar ons sê op on the spot. Dit was die plan. Nee, jy kan nou oor dink as jy wil. Nee, glad nie. Nee. Grenache Blanc is my gunsteling witwyn. En aan die rooi kant sal ek gaan vir die Grenache Noir.
Okay, ek so hou jy's van 'n daai Grenache meneer. Ek hou van Grenache, ja. Okay. Neil, jy? Ek is ook op Grenache tans, maar dit verander. So ek gaan deur sulke stadiums. Maar ja, as ek een moet kies, as daar nou 'n bottel in die yskas is, sal dit Grenache wees. Ek moet sê die Endura 2025 is vir my ook 'n baie goeie wyn. So dis ja, hy drink baie lekkerder as wat hy moet drink. Jy maak gewoonlik 2 bottels oop in plaas van net een. So Ek dink ons moet definitief ook 'n Grenache episode doen in 'n tyd, bietjie daaroor gesels of wyne wat mense nie noodwendig baie van weet of drink in Suid-Afrika en ek dink is een van daai, maar gaan verken bietjie. Johan, en jy? Man, ek hou van al die wyne van Perleberg, jy weet, op 'n warm dag drink ons selfs 'n rooi wyntjie met 'n ysie en jy weet as jy in die jagveld is, so jy weet wat vir my ongelooflik om by Perleberg te kom en toe ek nou daar begin het, jy het net gevra wanneer ek het so 5 jaar terug by Perleberg begin en ek dink ek moet seker baie naby aan die gelukkigste wingerdboukundige in die land wees, want ek sit met al hierdie ongelooflike blokke wat in Perleberg se stal is. So as ek nou dat ek dit gesê het, gaan ek kan seker sê my die Endura Chenin, omdat dit is 'n enkel wingerd en 'n enkel wingerd is mos nou maar jy kom nie nader aan terroir nie as dit. So ek dink dit is vir my baie spesiaal en ook as gevolg van daai blokkies sit heel bo in Perleberg, daar bo in die koppe. So dis verseker definitief my mooiste of die wyn waarvan ek die meeste hou van Perleberg. Ek stel my voor dat 'n persoon soos wingerdboukundige wyn op 'n hele ander manier ruik en proe. Jy weet, jy ruik seker daai grond waar jy staan. Dis nou weer 'n verromantisering seker maar van wat jy doen, maar ek kan dink dat jy wyn net op 'n ander manier ervaar of dink jy nie so nie? Nee, verseker. Ek bedoel as jy die grond sien of jy sien die terroir, jy weet die helling, jy weet 'n gewone ou gaan nie mooi verstaan wat is 'n suidelike helling en wat is 'n noordelike helling, maar 'n suidelike helling is 'n koeler helling want die sonstrale tref hom nie so mooi of 90 grade soos 'n noordelike helling, jy weet. Dis een ding, jy weet jou hoe naby is jy aan die see, wat se tipe winde het jy in die middag? Is dit koue winde wat die temperature laag hou? So jy weet so dit is wat vir my so lekker is van die hele Perleberg opset. Dit is ons het so baie wingerde op verskillende plekke. Laat ons kan basies die hele spektrum volmaak in elke kultivar. Ek beplan terloops 'n episode net met wingerdboukundiges, maar wat drink die wingerdboukundiges? So ek wil ek bietjie daaroor. Gee vir ons 'n idee van die pleipen wat Neil nou van gepraat het. Hy wil hê dat die wynmakers moet kan speel in Swan. Jy speel natuurlik ook 'n groot rol in daai hele proses. So is daar iets wat jy mee speel in die wingerd? Is daar kreatiwiteit vir jou daar of is dit 'n baie streng stel van prosesse en reëls wat jy moet volg om daai wingerde vir hulle suksesvol te lewer? Martelies, ek dink as jy vat deesdae hoe die verbruiker, jy weet, verander, jy weet, ons beweeg na laer alkoholwyne toe, die mense wil nie, ek praat nou nie van ligte alkoholwyne nie, maar jy weet die 15,5 alkohols, jy weet, ek dink baie van die markte is nie meer so erg oor daar nie, so dan moet ons al in die wingerd, jy weet, ons soek nog steeds fisiologiese rypheid op ons druiwe, maar ons soek nie meer daai super ryp druiwe nie, want dan sit ons met te hoë alkohole. Ek is baie bevoorreg om vir Andri Leroux te hê as ons hoë kwaliteit keller se wynmaker en ek moet sê ons is besig met baie interessante proewe wat ons doen en kyk wat werk en wat werk nie, so baie exciting. Ja, Johan, ek wil net ook byvoeg wat jy nou sê. Johan is nie net 'n wingerdboukundige wat in die wingerd rondstap en dan sit klaar nie. Hy werk intens met die produsent en as die wyn klaar gemaak is, dan bring hy die produsent ook na die kelder toe om te proe wat uit daai blok uitgekom het. En ek dink in daai proses begin jy al hoe meer fyner werk rondom hoe jy die wingerd bestuur en die kwaliteit en die goed wat daar gaan van uitkom. So, dit is baie belangrik om net daai kring toe te maak. Wel, ek wil nou hierdie kring oopmaak met probleme. Jammer Gerard, ek gaan nou vir 'n bietjie vra oor die span ook en so in die pad vorentoe en wat julle verder ook op die plaas doen. Ek weet van pizzas, ek weet van charcuterie en kaasborde wat ikonies is. Jy sal dit nie kan opeet die mense. So gaan maak daar 'n draai. Maar gee gou vir ons 'n idee van dinge wat verkeerd gaan. Ek weet dit klink asof mense nou vir fout soek, maar baie keer kry mense so baie lesse en inligting uit hier te ding verkeerd gaan. Ons praat nie noodwendig net van Perleberg nie, maar prosesse wat jy deur gegaan het en die weer wat verkeerd byvoorbeeld verloop het. Dit is nie baie keer 'n menslike fout wat gemaak word nie en van jou grootste suksesse dink jy? Wel, kom ons begin, jy weet, in die winter, ons soek lekker reën, ons soek 'n koue winter, so ons praat van koue eenhede, so as ons 'n winter het wat ons nie genoeg koue eenhede het, dan is ons al klaar so bietjie op die agtervoet, jy weet, die wingerd bot nie mooi nie. Weet, en dan begin jou wingerde nou te groei,
Oktober maande is ons windmaande, wat baie wind, alhoewel dit het nou al so 'n bietjie aangeskuif November toe. Sekere wingerde staan op verkeerde plek en daai nag kom die wind en hy waai 90 km/h en al jou loetjies waai af. Of dit is nou blomtyd, jy weet wanneer ons vrug set wil hê, wanneer die bye en hulle werk moet doen en hier reën dit vir 2 weke. Dan wil die bye nie uitkom nie en dan kry ons nie lekker bevrugting nie. En daarna kan ons hittegolwe kry, ons kan peste kry, jy weet witluis en allerlei goggas wat ook die ding kan beïnvloed. Ek dink op die oomblik is ons grootste ding is maar die hitte, né? Jy weet ons het daai geere wat daai stok deur die seisoen bymekaar sit en jy wil nie 'n week voor Parstyd 3 dae van 42 grade hê nie, want jy weet jou geere evaporate tot 'n mate. So dis maar die ding wat ons probeer bestuur. wat ons maar hoop laat alles in plek val. En met die verhitting van klimaat en so aan, wat is julle toekomsplanne daarmee? Hoe beplan julle daarvoor? Julle kom al 3 dae op antwoord ook, want dit is iets wat jy op 'n manier in ag moet neem seker in langtermynbeplanning. Ja, nee, ons is jy weet ek sit met plase wat die boer is 'n koringboer en 'n wingerdboer en dan word die bale wat hulle elke jaar as hulle klaar gestrop het, word nou aan die perdemense verkoop en ek dink ons moet heeltemal ons denke verander. Ons moet daai bale moet ons op die bankies pak. Ons almal weet die Wes-Kaap, die suidwestelike deel van Afrika gaan nie koeler raak nie. Dit gaan nie natter raak nie. Al die aanduidings is daar. So ons moet vir ons reg, jy weet ons moet ons grondvoorbereiding reg doen. Ons moet ons grond bewaar. Nou dis die groot ding. En dan moet ons, jy weet, ons probeer regtig holisties 'n boerdery holisties, jy weet, laat alles in plek val. En laat ons saam met die natuur kan werk. Ja. En as ons daai goedjies in plek het, dan dink ek kan ons 'n paar probleempies kan ons dan uitsorteer. Soveel as moontlik vir kleermannetjies uit die oes uithou en so. Dit help met die geure. Arme Nee, Johan, Is ek net Gerard? byvoeg jou, jy weet jy doen baie in die wingerd ook rondom waterbestuur en al daai goed, nee, ek met jou dekgewasse wat jy plant om seker te maak dat die watertafels reg is en langer hou. Maar boonbehalwe dit natuurlik kyk mense na klone, jy weet die regte klone te plant vir die nuwe aanplantings wat meer droogtebestand is. En dan is daar's eintlik maar net 12,5% dink ek in totaal droëland wingerde in Suid-Afrika. So om daai goed te beskerm in terme van verwarming en moet jy baie dinge doen. Nou daar's 'n hele inisiatief op die oomblik aan die gang wat ons begin het, wat ons noem die Dryland Collective, waar ons ander produsente ook betrek. En baie van wat uit daai proses vloei gaan oor navorsing in die omgewing van droëland wingerde. En hoe jy temperatuur bestuur en al daai tipe van goed, hoe jy die wingerd beter bestuur om die omstandighede te kan hanteer wat hy nou moet in volhou. Ja. Vertel vir ons asseblief van hierdie massiewe span van julle. Jy moet hom ook jou hande vol hê met almal, maar ek ben wat ek het gaan kyk na almal wat betrokke is. Jy het 'n wynmaker vir verskillende afdelings natuurlik soos wat groot plase wel het. So gee vir ons 'n idee van hoe dit gestruktureer is in die impak op die bestuur daarvan. Om iets byvoorbeeld premium te maak, dink mense altyd jy moet op klein fokus en so. Ja. So hoe hanteer julle daai aspek van die besigheid? Ons het 'n baie goeie span en ek moet net sê baie goeie ondervinding in die span. Ouens is al baie lank daar. So eerstens is die geskiedenis van wat uit die blokke uitkom en hoe die wyn lyk wat daar uitkom daai kennis is fantasties en dit word behou. Maar ons het 3 wynmakers wat basies fokus op, soos Johan net nou genoem het, die premiewyne, die klein kellertjie. Dan het ons 'n witwynmaker en 'n rooiwynmaker. Witwyn is Lodewyk, Botha en dan Arthur Bason wat na die rooiwyn kyk. Dan het ons iemand wat ook oorhoofs, Albertus Lou, wat na die oorhoofse wynproses en wingerdboukundige aspekte dit bestuur. Die arme ou. Ja, maar sy skouers is breed, so hy kan dit hanteer. Baie werk daai, stres. En dan het ons natuurlik 'n hele klomp mense rondom die bemarking en al daai elemente van die besigheid. So ons in totaal is die besigheid seker so 70 mense in totaal. Ek weet so 'n bietjie van elk van hulle se agtergrond, maar jou agtergrond is my bietjie duister. Hoe het jy in die wynbedryf beland? Okay, so ek is wat ek sal noem 'n liberated accountant. Okay. Liberated. Ja. Fantasties. Ek het jare terug begin by Stellenbosch Boere Wynmakeri as 'n rekenmeester, maar baie vinnig beweeg na die operasionele kant van die besigheid. So ek het toe die hele
samestelling van Distel deurleef en van daar af het ek oor see gegaan vir hulle om hulle internasionale mark te bestuur, die verkoopkant, bemarking en toe teruggekom Suid-Afrika toe. In 'n strategiese rol by Distel daai tyd en toe 18 jaar terug die wonderlike geleentheid gekry om my kennis te kom toepas by Paardeberg. En nou is ek 'n wynsmous al vir die laaste 18 jaar. En ek dink as ons terugkyk na Paardeberg, het ons regtig waar die besigheidsmodel drasties verander. Jy weet, ons het net wyn gemaak van druiwe aanvanklik. Ons het nou ander modelle wat daarmee saamwerk, so plaaslike verspreidingsmaatskappy, ons het die hospitality gedeelte bygehaak. En dan is daar ook 'n wine trading model wat daarmee saamwerk. Nou vir 'n bietjie vra oor wat julle anders ook verder aanbied, maar hoe voel jy oor die Distel sake? Jy weet, dit is oorgeneem Heineken en Swan. Dit is groot besigheidsbesluite daai. Gee vir ons as jy wil kommentaar lewer. Wel, ek weet, want jy was daar en ek jy sit was saam met deel van daai span. kollegas nou in baie forums, Ja. want ek is ook by Wouza op die Wouza raad. So ek moet versigtig wees wat ek sê, maar laat ek dit eerstens sê, dit is 'n fantastiese leerskool. So wat jy leer in sulke groot besighede is baie waardevol. Maar ek dink tog, as ek van buite af kyk na Distel of Heineken SA nou, dan lyk dit vir my of die fokus baie meer skuif na die saderbesigheid, miskien is ek verkeerd, maar ook die hoë volume wynbesigheid. So, en dit maak sin, want weet hulle, ekonomie van skaal is belangrik in so omgewing, soos bieromgewing. Maar wie weet, ek meen, hulle speel hulle kaarte maar naby aan die bors. So ons hoop vir die bedryf as 'n geheel dat dit wel nog steeds vorentoe wat hulle deel sal wees daarvan. Hulle is 'n groot speler, hulle koop baie wyn aan in die mark. So vir ons produsente hoop ek dat hulle fokus daar behou en dat hulle nie wegskuif van wyn nie. Van die lieflike Courageous Dryland Collection wyn 2025, die neus hier op maak 'n mens net. Ek meen, is nie algemeen, is nou lekker om te drink, maar die neus is so spesiaal. Neil, wat is volgende? Ek dink ons stap aan dan nou na Endura, die enkelwingerd wyn. So dit is wyn van oorsprong Paardeberg. Baie dankie. En jy het besluit op was vir daai een. Ja. So dit is 'n klein bottelering wat ons doen. Ek dink in totaal is dit so 3000 bottels. Wat ons doen en dan ja, 'n baie unieke kleur was, so groen. Baie Frans groen voel dit vir my. Is ek reg? Heeltemal reg. Dis nie 'n kleur nie, maar ek dink aan al daai fancy Franse ou paleise en goeders. So net wat in die glas is, dis weer eens hier probeer ons kyk na wat terroir regtig vir ons gee. So daar's verskillende komponente, boustene wat bymekaar gesit word. Daar sal 'n gedeelte wees in vlekvrye staal, klein gedeelte in ouer vate waar dit meer gaan net oor mondgevoel, nie oor hout nie. Daar kan wees sement, ceramic, tenkies, so verskillende boustene wat die Andri en Johan mee werk om die wyn te bou, om net weer eens iets anders te wys. So wat ook interessant hier sal wees is die wingerd in die grond, hierdie behoort baie meer granietgronde te wees, waar die Courageous weer meer skalie en Malmesbury skalie is, so wat jou bietjie meer van daai mineraalagtigheid gaan gee, bietjie meer gefokuste wyn. So ja, dit is wat Endura regtig is. So bly jy gebruik die woord mineraalagtig, want dit bly mos nou maar 'n bietjie van 'n omstrede saak daai term. Ek verstaan nie hoekom mense so probleme daarmee het nie. Hoekom is dit so 'n groot probleem? Vir party mense. Party mense met hulle sê daar kan nie minerale opgeneem word uit die grond nie. Ag, daar's konstant debat daaroor. Ek dink soos wat jy 'n wyn ruik en partykeer kan 'n wyn na piesang ruik of hy kan ruik na
papaya, mango, net so kan 'n wyn proe na seker goed. Hy kan proe na yster of na 'n natklippie of so, ja, ek dink persoonlik, ja. Dis so mooi. Ek het hierdie week geleer dat 'n mens kan nie vloeistof of water voel nie. Jy voel die temperatuurverskil, jy voel nie die, en as jy nou gaan, dit my nou laat dink aan die voorbeeld, as jy iets gaan buite in die winter droog maak, en jy vat daaraan, jy weet nie of dit droog of net koud is nie. Dit is hoekom, dis hoe jy weet, ons kan nie eintlik vloeistof voel nie. Dis 'n baie vreemde feit, my laat dink aan jou natklippie. Wat vir my wel Lieflike wyn hierdie, ek wil net sê. Ja, wat ek was in die bevoorregte posisie om hierdie wyn te proe die naweek in die Waterberge. Ek het 'n funksie daar aangehad saam met 'n groep mense. En ek het net weer eens besef dat jy kan as 'n wynmaker kan jy kyk na die wyn en is 'n geurprofiel en 'n neus en 'n mooi en jy kan hom 'n punt gee, maar wyn is baie meer as dit. En dis wat vir my fascinerend is van wyn. Wyn word geniet in 'n oomblik in tyd. Ek het hoeveel keer al die fout gemaak om iewers in Europa 'n bottel Chianti te koop. En dan bring ek hom saam vir my pelle. Hy proe nie dieselfde hier nie. Ja. Waar hierdie wyn, dit gaan oor waar jy hom geniet, saam met wie jy hom geniet. Wat ruik jy? Wat se kosse is daar? Wat is die atmosfeer? Hoe warm is dit binne, buite? En hierdie wyn, omdat die wyn vir my so baie van daai elemente het, raak dit 'n veilige wyn om saam te vat en te kan wys, wow, dis wat ons kan doen. Want die wyn praat vir homself, so hy vat 'n stukkie van daai airtime, vat hy amper van die hele ambiance. Ja. En hy wys net so goed in Limpopo soos wat hy wys in Swede. En dis vir my op die einde dan 'n element van 'n goeie kwaliteit wyn. Ek gaan vir julle 'n bietjie vra oor daai oomblikke in tyd, julle gunsteling oomblikke in tyd. Ek dink dis 'n mooi manier om dit te stel vir die toekoms. Dankie Neil. Dit is 'n fenominale wyn. So as jy die geleentheid kry om dit te drink, geniet elke oomblik daarvan. Die traantjies is stewig en sterk struktuur, maar 'n baie toeganklike, eintlik ligte maar baie komplekse wyn. Dis een van daai wyne wat so half alles eintlik vir jou bied in een. Voordat ons praat oor die gunsteling plekke in tyd, julle doen baie meer natuurlik ook net as net wyn. Wyn is julle hoof fokus, maar plase het besef ons moet iets anders vir mense bied. Ons moet vir mense na ons toe bring op iets anders ook gebaseer of hulle iets anders bied. Julle het selfs 'n plek vir kinders om te speel. Is dit nog daar? Dit Ja, is hoe ek absoluut. het nou nog onthou so, en dit is 'n groot ding in die Boland Hotel, as jy 'n restaurant het waar kinders kan gaan speel. Dan is jou Dan is 'n kop, wenner. dan is jou Dis 'n kop wenner. deur. So Ja, vertel vir ons 'n bietjie van die ander aktiwiteite op die plaas. Ja, so ons het hierdie wat ons noem 'n destination by Perberg waar mense kan kom om iets te eet. So ons het 'n restaurant met die naam Steen. Soos jy self mag weet, Steen is Smal oor die naam. die plaaslike naam vir Chenin Blanc en wonderlike kos wat ons daar kan aanbied, 'n hele menu. En dan natuurlik het ons die proelokaal waar jy al hierdie wonderlike wyne kan proe. Ons het 'n funksiesaal, so vir jou volgende groot funksie Martelies, baie welkom om by Perberg te kom hou, waar ons omtrent 100 mense kan hanteer in 'n wonderlike saal met kandelare en liggies en alles. So dis daar, speelplek vir die kinders. Daar's selfs 'n mountainbike roete, so vir die ouens wat meer aktief wil wees. Dit is basies wat ons bied, net 'n gemaklike omgewing waar families kan kom kuier en hulle self geniet. Wat eet ons by julle? Sjoe, Neil, hier moet jy nou help, wat is alles daar? Maar ons het wat ons noem 'n tapas menu. Baie interessante goedheid soos Hollandse bitterballen, squid. Help my nou met Bietjie Afrikaans. calamari. Calamari. Tentacles, Wel, ja. Ja. Nie die ringetjies nie. Nie die ringetjies nie. Ek moet sê, ek vat so nou en dan boere van ons produsente wat hulle kom proe en ek moet sê die manne kom, ons het 'n steak en ons het 'n ashbine, Okay. Daar's altyd 'n Baie goeie lekker. burger. Spreek tot Pizzas. almal eintlik. absoluut. Ja. So jou gunsteling plek in tyd waar jy nou 'n glas wyn gedrink het, Johan. Sjoe, jy's nou 'n bietjie vinnig op my gunsteling plek. Sjoe, okay, ek was al ek dink een van die goed wat ek altyd sal onthou is daar in Châteauneuf de Pape, jy weet, met daai vioniers en daai ronde rivierklippe, jy weet, hy was vir my, ek was toe nog 'n jong wingerdbekundige en ek dink daai het 'n redelike indruk op my gemaak. Ek was daai dag daar saam met een van hulle wingerdboukundiges en dit was vir my sê ek dink dit het nogal 'n indruk op my gemaak om daar in daai wingerd te staan in Châteauneuf de Pape en hierdie ronde rivierklippe en ons het daar die wyn daar gedrink en jy weet hoe jy daai amper daai mineraalagtigheid van daai rivierklippe in die wyn kan proe en daar moet ek sê was tog seker belangrik in my loopbaan as wingerdboukundige om daai te besef het, om regtig te verstaan, jy weet, dit is waaroor terror gaan. Ja, om die geskiedenis te agter.
die enigste feit wat ek regtig van Chateauneuf de Pape ken is die feit dat daar's 'n wet en dit was in die heel eerste episode en 'n Fransman het dit nog vir my vertel van Winia die Christophe sê, het jy geweet daar's 'n wet in Chateauneuf de Pape, jy mag nie 'n ruimtetuig land in Chateauneuf de Pape. Hoe is dit? Ja, dis 'n bestaande wet. Ek gaan maar gaan opkyk. Ek nog nie gaan sê ons mag nie van daai klippies huis toe vat nie, want ek weet dit mag jy ook nie doen nie, maar ek het 'n klippie by die huis. Ja, jy dis 'n weet groot mense erkenning doen dit baie keer, nee, dat jy so ek koop die klippie word nog bewaar. Ja. Het jy dit vir iemand in 'n hangertjie gesit of iets soos dit? Man, ag ons het so 'n dingetjie as my kinders altyd weggaan dan bring hulle 'n klippie saam en so Moeder. hoop die klippies langs ons bad op. So dis pragtig. Dis nogal en my Chateauneuf de Pape klippie is in daai hoopie. Ag, wonderlik. Jou kant Neil? Sjoe, daar sal so baie wees, weet jy. Ek dink omdat ek baie lief is vir Shannon, was dit 'n toer wat ek gedoen het saam met 'n klompie wynmakers 'n paar jaar terug, waar ons deur die Loire gegaan het en spesifiek by Nicolas Joly aangegaan het, en sy wyn geproe het. Dit was 'n Claude Desserant, so 'n klein biodinamiese produsent, maar net die weerste mens, maar die amazingste wyne. So ja, dit sal dit gewees Dis het. die weird mense wat die beste is, Neil. Daai is die beste mense. En daar's soveel karakters eintlik, baie van die mense wat inkom verwys na hierdie persoon daar en daai persoon daar. Mense moet eintlik bietjie die karakters ook verken. Hulle kan nie vir hulle self kom praat nie. Dalk moet hulle vir ons maar 'n WhatsApp stuur, stemnota daarvan van Frankryk af. Wat vir my heeltemal net soos 'n mindshift was, is die spesifieke produsent. Ek bedoel, hy's 'n wêreldleier as dit kom by biodinamiese stylwyne. Hy het kwaad geraak vir die wynproe-assistent, want die persoon het 'n bottel wyn oopgemaak vir ons en eintlik moet die wyn 2 dae voor die tyd decant word voor dit vir ons gegee word, 'n Sjoe. witwyn. So toe het hy huis toe gehardloop, nog 'n bottel gehaal wat gedecant was reeds en kom wys. En dit is 'n heeltemal 'n ander wyn, maar na 48 uur witwyn moet oop staan. Dis net nie wat ons aan dink nie. Maar ja, dis die manier wat moet gedoen word. Dis 'n les daai en dit wys ook vir jou daai persoon se absolute passie en ek dink dis die diepte van die wynbedryf wat baie mense onderskat. Jy dink ag, dis net wyn. Dit is nie wyn nie, dis daai ou wat gaan en 'n bottel wyn 2 dae terug oopgemaak het want vandag gaan iemand dit dalk wil drink. Ons het dit ook al so ervaar 'n paar keer, kyk 'n bottel word nie noodwendig sommer vinnig in ons yskas net teruggesit nie, maar dit het nou al so gebeur. Mense kom eet en jy maak vir hulle wyne oop en jy drink nie alles nie en dan drink jy dit 'n dag of 2 later en dan is dit net dan dink jy, ja, dit is 'n hele ander wyn. Het heeltemal ontwikkel, né? Dit so probeer dit bietjie by die huis doen dit met 'n kwaliteit wyn en gaan doen dit met die Endura, kan ek dit doen met die Endura dink Ja, jy? verseker. Hy gaan hou, daar's ons lekker hout en so. Verseker. Jou kant Gerard. Sure, ja, dit is moeilik. Dis maar jou ek het- skuld ek hierdie het- vraag. Ja, jy ja, nee, weet. ek het ook al die Of voorreg nee, dis gehad Niels se om daarom skuld, skus. by Chateauneuf de Pape saam met Benny Howard wat baie bekend is in die wynbedryf 'n bottel wyn te drink van die 70s. Ek meen dit was 'n baie ou wyn. Ek kon dit nie bekostig nie, maar die ou wat ons daar uitgevat het dit vir ons laat drink. Ek dink dit was 'n Chateauneuf de Pape 1977 of iets van die aard. O my jene. Maar my gunsteling wyn is wat ek elke donderdag aand saam met my vrou drink as ons date night het. En dan het ons 'n nuwe bottel wyn wat ek uit my versameling uithaal, maak nie saak, iets weird and wonderful. En dan drink ons dit elke donderdag aand 'n bottel wyn wat ons nog nie voorheen gedrink het nie. En dit is altyd lekker. Daai is die beste antwoord dink ek wat ek nog gekry het vir hierdie ding. Dis so slim want jy verken die wêreld deur daai wyn. So mense moet 'n versameling maar saamstel. Ons het so 'n paar bottels wat ons sê as die huis afbrand, gryp jy daai eerste. Ja. Los die res. Los die res. Ek wil nie weet wat 'n Chateauneuf de Pape 1977 nou sal kos nie. Hoeveel kos daai? Ek dink nie ek kan dit bekostig nie. Ja. Ek het gekyk na 'n spesifieke wyn, is 'n wit wyn. Ek kan nie eens onthou presies wat dit is. Ek sal nou moet vinnig opsoek vir 'n verjaarsdag geskenk. Toe kos dit R8000. En toe dink ek, ja, 'n Franse wyn. Toe dink ek net, jy weet, nee. Kom ons gaan maar liewer soontoe eendag en drink hom maar daar. Ek dink dit sal beter wees so. Vinnig vir jou 'n vinnige storie vertel. Ek stap eendag in Harrods in Londen. Dit mos nou 'n fancy plek, né? Ja. En daar in die wynversameling stap ek rond en daar's hierdie groot bottel wyn. En dit was 'n Franse wyn, maar hy's baie duur. En ek weet nie wat ek doen nie, maar toe ek so draai, toe stamp ek die ding om en hy's besig om te O val. my jene. O my jene. Maar daar's een van die winkelassistente, dit lyk of hy so op water loop en hardloop na daai bottel toe en hy duik en hy vang daai ding so 'n paar sentimeter van die grond af. Maar dit was nog my hart het amper gaan staan want ek kon dit nie bekostig as hy daai ding breek nie. Nee, ek weet jy, as hulle hom so wil uitstal en dit breek, dan is dit hulle skuld. Ek is jammer as jy so iets so duur wil uitstal. Anyway.
Ons gaan nou nog 'n laaste wynproe, iets om die dag mee af te sluit, maar Gerard, die toekoms van wyn vir jou in Suid-Afrika. Ek wil graag hê jy moet elkeen 'n bietjie daarop antwoord, want daar is mos nou maar bekommernisse, jy weet mense beweeg in 'n rigting met wyn en weer eens mense moet kyk na wat die wynbedryf alles ondersteun en beteken, die geskiedenis, die kultuur, die ekonomie daar agter, maar wat is jou siening? Kyk, daar's geen twyfel nie dat die wynbedryf tans in 'n moeilike fase is. Ons weet dit almal, daar's definitief voorraadvlakke wat opbou, want wynverbruikers raak minder of is besig om die wynkategorie te verlaat vir ander goed. Hulle praat spesifiek van die jonger garde wat met ander produkte wil drink. So ons moet onsself aanpas heeltyd rondom dit. En ek dink dit is wat ek en Johan het voor hieroor gesels. Vir ons in 'n baie goeie posisie steeds plaas, want Perleberg het 'n kwaliteit wyn. En die premiekant van die wynmark is wel besig om nog 'n bietjie te groei. So ek dink hoe meer ons onsself in daai omgewing gaan vind, hoe beter gaan dit met ons gaan. En ons sal ons strategie rondom dit formuleer. Die lae alkohol tendens is daarso. Ek hoop dit gaan vinnig verby. Maar ja, ek dink Ek weet jy sien dit is 'n ondersteunende konsep. Ek begin meeste aande wat ek wyn drink ek 'n ligter alkoholwyn, net ek, niemand anders nie. En dan sal ek nou, kyk ek is eintlik maar meer 'n rooiwyn drinker. Okay. Rooiwyn is ek sal net rooiwyn drink. Ek is baie lief vir witwyn en ek smag dit baie keer. Maar ek is gelukkig om vir ewig net rooiwyn te drink, maar ek het nou besluit in die ligter wyne moet wit is bietjie meer toeganklik vir my. So begin maar 'n bietjie met hom daaroor en dan drink jy jou swaarder. Ja, swaarder wyne. Ja, Maar ek erken, dis wat ek doen. So ek is jammer dat jy sê dit moet verbygaan, maar Nee, ek daar's geleentheid. Ons speel wel ook in daai mark, soos jy self weet. Ons het daai produkte. Ja. En ek dink net die tegnologie is nog besig om op te vang daar, om heeltemal te gaan na geen alkohol toe. Die ander ding miskien om te sê is dat die wynbedryf is al deur siklusse. So kom ons sê, weet oor 5 jaar van nou af, waar gaan ons dan wees? Ek dink dit gaan 'n bietjie van 'n herstrukturering wees, maar sorg dat jy in daai spasie is wat dan ter sprake is. En dit is wat ons heeltyd oor dink en ons besigheid aanpas by. En volhoubaar wees vir die toekoms en vir mense laat verstaan dat die wyne wat hulle in Suid-Afrika koop fenominale kwaliteit is en ons baie dankbaar kan wees vir die toeganklike pryse wat ons kry in Suid-Afrika. Ek weet daar's 'n paar wyne wat dan baie geld vra en dan proe jy hom en dink jy nee. Ek is bevrees. Ek is jammer om dit hardop te sê. Daar is mense wat dit so benader en dit is jou volle reg. So as jy wegkom daarmee en jy het 'n ondersteuningsbasis, dis 100% reg. Jou opinie daar, Neil. Ek dink definitief om te werk aan die volhoubaarheid vir die bedryf het ons unieke verkoopspunte nodig. En ons werk nou redelik hard aan die Droëland en Dry Farmed Initiative, soos wat Gerard genoem het. So hierdie Dry Farm Collective het verskillende bene. Daar's 'n kommersiële been waar ons uitgaan na ons kliënte toe, die groot supermarkgroepe, die groot monopolieë, om te sê, luister, hier is hierdie uniekheid van Suid-Afrika. Net 12% van die bedryf het dit. Dis nie net Perleberg nie. Dit is Perleberg, dis David en Nadia, dis Diemersdal. Daar's 'n klomp van ons saam in hierdie collective. Daar's 'n opleidingselement op plaasvlak. So daar gaan ongelooflik baie werk daarin. En vir my is dit om daai te gaan verkoop en dit gaan ons Droëland wingerd beskerm en gaan vir ons 'n unieke calling card gee wat jy nie noodwendig kry in die res van die wêreld nie. Australië het nie so iets nie, Nieu-Seeland het nie so iets nie. So in die nuwe wêreld area waarin ons speel, alhoewel ons al baie jare wyn maak, is dit definitief 'n unieke proposisie. En dan met die hoop om waarde toe te voeg ook tot dit, en dan sal die bedryf aangaan. Solank daar geld is in die bedryf, sal die bedryf aangaan. Ja. En dan net aanpasbaar wees. Ook van jou kant af, Johan, is wingerdboukundige, as jy nou praat met die ouens van Old Vine, hulle word genooi oor see om daar vir die Franse te gaan leer, hoe maak 'n mens met hierdie veranderende wêreld en temperatuur, wat ons in die gesig staar dalk van daai perspektief af ook vir jou vir die toekoms. Ek dink is bietjie makliker vir ons, nee, nou ons sit by die oudste gronde in die wêreld, jy weet, so kom ons begin daarby. Ons is baie uniek oor dit. En dan, jy weet, ons soos julle weet, ons stokke is mos maar oorgeënt, jy weet, so ons sit al ons stokke is oorgeënt op onderstokke. So Gee daar vir die mense wat nie weet wat jy nou gesê het nie, net gou 'n idee. Want ek sal 'n program nog doen oor, kom ons raak bietjie tegnies, dat ons dit bespreek, maar wat beteken daai? Okay, ek gaan nou gou in 'n Ek is jammer, ek weet dis nou 'n groot vraag hier aan die einde van ons gesprek. Ek het nou al die vraag gehad, Maar ek so dink is kan jy belangrik. antwoord. Ons wingerde ons stokke waarvan ons wingerd maak of wyn maak is Vitis vinifera.
En hierso so in die einde 1800s, ek dink hier teen 1880, daar is 'n goggetjie wat in die grond is vir Loxera, wat die wingerdwortels van hierdie Vitis vinifera aanval. En die hele wêreld se wynbedryf was op sy knieë. En toe kom hulle agter, daar's 'n wynstok in Amerika, Noord-Amerika, Vitis labrusca, wat heeltemal hierdie Phylloxera kan weerstaan. En toe het hulle uit hierdie Vitis labrusca het ons 'n klomp onderstokke. So jy weet so baie wat dit interessant maak, dit gaan oor kombinasies. So as jy dink ek het 12 verskillende klone, verskillende soorte Chenin wat ek kan oorend op 'n onderstok. Wat nou uit Vitis labrusca kom, maar daar is ook omtrent nog vir ons in Suid-Afrika 8 verskillende onderstokke waaruit jy kan kies. So as jy nou jou wiskundige somme maak, sit jy by 'n verskriklike groot verskeidenheid van verskillende komponente, Permutasies. daar sê. So ons onderstokke, jy weet, as 'n boer plant sê maar in 'n vlei waar dit bietjie natter is, dan sal ons 'n onderstok gebruik soos 10114 met 'n vlak wortelstelsel. Of as ons droë land gaan plant, weet ons nou al dit moet 'n Richter wees, Richter 99 of Richter 110. So dit is wat die hele storie baie interessant maak, en ook, jy weet, ons moet altyd terugkyk en sê wat het gewerk op plase en wat gaan werk in die toekoms. Ons is baie dankbaar vir mense soos Jan Rousseau wat besef het hier kan fantastiese wyn gemaak word, selfs vir die naam wat hulle gegee het, Willeperd, is toe nou eintlik 'n zebra. Maar daar kom Perreberg vandaan. Ons sê vir julle baie baie dankie. Dankie vir die lieflike wyn. Laastens net, ek wil dit ek wil dit koester. Die glas wil ek vashou en dit 'n drukkie gee wat ek tans drink, want dit is regtig, ja, dit is nou wat jy soek vir die winter. Voor 'n vuurtjie. Wel, ek sit 'n bietjie ys by en jy kan hom in die somer ook mos maar net so drink. Geef ons die idee asseblief van waarmee ons afsluit, Niels. So ons sluit weer eens met 'n Chenin. Ek het besluit om net Chenins te bring as home of Chenin in die trademark wat ons het. Maar hierdie is Fortitude, so dit is 'n gefortifiseerde Chenin blank. Wyn bietjie in vate, hy is teen 16% alkohol, mooi soetheid. Baie belangrik met hierdie soeter wyne is dat die wyn in balans moet wees, die suur, vrug en soetheid balans is daar. En soos jy sê, is 'n amazing wyn vir 'n lekker vuur. Martelies, as ek ook so bietjie kan aanlas, ek wil dit graag noem, daai wingerd waarvan ons hierdie wyn maak, ons kom in omtrent as die suiker so 22 balling is, en dan kom ons in met tangetjies en dan kom kneus ek elke tros se stingeltjie. So ek maak in daai tros stingeltjie is 'n psyllium en 'n phloem. Dit is die vaatbindels waar die sappe en die minerale en al die goeie goedjies in beweeg. So wat ek kom doen met 'n tangetjie, ek kom kneus daai kanale. So daar kan niks meer translokasie wees terug na die stok toe of van die stok na die tros toe nie, en daai tros sit in deur evapotranspirasie verloor hy vog uit die korrels uit en ons sit met al hierdie suikers en dis hoekom ons met hierdie mooi soetwyn. Hoe lank vat dit jou? Om die wyn te maak of om die nee, korrel? Die trossies, die korreltjies, die trossies. Nee, dit vat nogal Jy het daar 'n bietjie help. Nee. Dit vat nogal 'n tyd. Ja, die span hoop ek help, maar jy net dit is regtig, die wyne is fenomenaal. Julle gaan maak asseblief 'n draai as in die Perreberg ken nie, gaan na die plaas toe, gaan ondersteun hulle daai, het nog gehoor van die lekker kos wat hulle daar aanbied en die lieflike wyne. Daar is regtig dink ek iets vir almal daar wat jy kan geniet. Martelies, net voor die afsluit, net om aan te sluit by wat daar ook beskikbaar is by die plaas, met ons restaurant en hospitality gedeelte wat ons steen genoem het ons begin bietjie uitbou op die steen tema. So ons het byvoorbeeld 'n dametjie wat vir ons kersse maak van steen, 'n steenkers met geure van steen. Ons het 'n parfuum, unisex parfuum steen. Ons het vir jou hier saamgebring 'n bietjie hande rond. Kyk net hierdie boks. Baie dankie weer eens, sterkte vir die toekoms julle en ons as hulle draai weer binnekort kom maak. Baie dankie. Baie dankie dat jy ons hier gehad het. Dankie Martelies. Baie dankie vir die saamkuier in vandag se Die Reine Wynheid en ek sluit af met my wynfeit vir die week. Botanies gesproke word druiwe as bessies beskou. Totsiens, sien weer volgende week. Stuur 'n e-pos vir navrae of jou wyn wat jy wil voorstel, waar jy graag wil hê ons moet gaan kuier en wat ons moet bespreek, bring by rsg.co.za. Gesondheid.